Jong, my hart is so vol. Ek moet net 'n bietjie sommer met jou deel. Ons het by die gemeente waar ek is, Kerk Sonder Mure, elke Saterdagoggend bid hier. Die bid hier is eintlik maar net soos die Heilige Gees lei, elke oggend 'n ander spreker, hy deel sy hart en ouens deel hulle behoeftes, hulle hart, wat die Here vir hulle gewys het en so aan. Ek wil jou sommer oor vanoggend vertel. Dit was een van die, ek bly omtrent nooit meer weg nie, want dit is elke keer so 'n ontmoeting met die Here. Die spreker wat gekom het, hy het die vraag gevra, wat is die verskil tussen 'n godsdienstige kerkmens en 'n kind van die Here? En ons het bietjie begin praat. Oeps, en weet wat gebeur toe? Hier kom twee ouetjies ingestap, twee jong manne, netjies aangetrek, twee Mormoonse werkers, sendelinge, noem hulle self, Missionaries of Mormon, en twee elders, en hulle kom, en 'n vriend sê, hy het gisteraand gaan KFC koop, en hy het hulle daar gesien, en hy het net terloops vir hulle genoem, dat ons het vanoggend 'n bid hier daar, en hier kom die manne in, ons nooi hulle in, en hy probeer toe vir hulle tolk gereeld, en toe kom die onderwerp nou ter sprake, die vraag, die verskil tussen 'n godsdienstige kerkmens en 'n kind van die Here. En die gesprekke het die Here deur sy Gees regtig net onderneem. Ons het toe in Engels begin, elke ouetjie wat kon Engels praat, ek kon nie, maar ek het ook probeer. En ek het sommer gedeel, hulle het bietjie gevra wat ek dink, en toe sê ek vir hulle sommer, weet jy, my eie getuienis van kind van die Here wees. En daai honger, daai soeke na geloofsekerheid, daai soeke om te weet ek is 'n kind van God. Ek het as kind groot geword in 'n sogenaamde kerkmenshuis. En my ouers was baie kerklik, pa, ouderling, en so aan. Maar nooit geloofsekerheid gehad nie. Ek was so gesmag daarna. Ek het probeer soet wees, ek was 'n soet ouetjie op skool, het almal so gedink. Die onderwysers het gedink ek is 'n baie soet ouetjie. Hulle het nie geweet van al die goed wat ek van weet nie. Maar ek wil nou nie brag oor my sonde nie. Ek kan miskien as kind saam met my kleerling maatjie op die plaas het ons nogal allerlei goed inspekteer en geprobeer. Een van die goed was om te kyk hoeveel lewens het 'n kat, want iemand het gesê 'n kat het 7 lewens en ons wou hom toets. Nou ek wil nie vir julle die detail vertel nie, dis krous. Ek kan nie glo dat ek as kind tot sulke dinge in staat was nie. En baie korwe aan die brand gesteek en allerlei stout en ook kattekwaad dinge gedoen, maar dis nie nou ter sprake nie. Ek onthou jare later in my lewe het ek ernstig met die Here geworstel oor sonde in my lewe en vir hom gevra, wys vir my goed uit. Weet jy wat wys die Here vir my uit? Ek het eendag my onderwyseres wat vir my op die hande gedra het, ek het eendag haar pen en haar uitveer skelmpies in my sak gesteek. Dis nie steel nie, dis net vat. Sulke goedjies. Maar vriende, wat gebeur het is in my eerste jaar op universiteit het die Here vir my baie duidelik gewys dat ek nie seker is en dat ek 'n smagting gehad het tot geloofsekerheid. Maar lang storie kort te maak, ek het weer die Bybel begin lees en begin soek. En toe kom ek op Johannes 1 vers 12 af, baie bekende vers, maar skielik het dit net vir my nuut geword. Almal wat Jesus aangeneem het.
Hy het na sy eiendom toegekom, sy eie mense het hom nie aanvaar nie, sê die vorige vers, Johannes 1 vers 11, maar almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, almal wat hom aanvaar het. Hoe aanvaar 'n mens hom? Deur in hom te glo, deur jou geloofsarm uit te steek. En ek het daai dag, daar in my koshuiskamer op Stellenbosch, het ek gekniel en ek het gesê, Here, nou doen ek dit, nou glo ek dit, nou aanvaar ek U as my verlosser. En toe daai wonderlike stuk belewenis om 'n kind van God te wees, om werklik te weet, seker te wees, ag, die Bybel is vol, ek wil nie preek nie, jy kan gerus in Romeine 8, daar by vers 14 ook gaan lees, wat het beteken om 'n kind van God te wees. En daai heerlike sekerheid, om 'n kind van God te wees, nie net 'n kerkmens nie, is om seker te wees van die ewige lewe, seker te wees, Here Jesus is in jou lewe. En dan dien jy hom. Jy doen nie goeie werke nie. Jy doen nie goeie werke sodat mense kan sien, o, dis 'n oulike ou nie. Maar jy dien die Here want jy is dankbaar, jy is lief vir hom, jy wil vir hom gee. Nou, ek is nou al, waar is ek nou? Ek wou sommer net vertel, en hier kom hierdie twee manne in. En toe deel ons dit, toe gesels ons oor hierdie goed, elkeen dra sy deel by, en die wonderlike, dat ons dit in Engels vir hulle kan deel, vir hulle kan op so 'n manier. Wat interessant is die een ouetjie, ek kom in die Filippyne uit, die ander ouetjie is 'n Amerikaner, en ek het 'n goeie vriend in die Filippyne, Pastor Larry, en toe ek destyds vir hulle gekuier het daar in Manila, toe het ek hierdie hempie gekry, ek wil sommer net vir jou wys, Jesus Christ is, en 'n klomp tekste wat sê wat Jesus Christ is, en toe kan ek sommer 'n foto neem en vir hulle ook stuur, en vir hulle sê, kyk hierna, en ja, en jy sê ek vir hulle, you can do Bible study out of that. Ag vriende, en die volgende gesprek, wil ek net mee afsluit. Toe kom die vraag dit, hoekom is dit moontlik dat daar in 'n kerk, in 'n gemeente, mense kan wees wat jarelang deel van die kerk is, iemand het gesê, selfs 'n ouderling en selfs op die allerhande leiersposisies, en nog nie geloofsekerheid het nie, nog nie 'n kind van God is nie. En ons het sommer gepraat ook oor preke in die kerk, ek wil nie, gaan nie om wat 'n kerk nie, maar 'n leraar, 'n predikant, wat die woord verkondig, jaar na jaar, en baie selde by 'n geleentheid kom om mense uit te nooi, uit te daag, om ook hulle lewe vir Jesus te gee. Met ander woorde, 'n bekeringspreek, maar ons is nou bang om oor die groot ding te praat, maar dis waarom dit gaan, om by geleentheid, nie maar net so oppervlakkig te preek daaroor en te aanvaar, nou is almal happy en nou gaan almal, maar om regtig ook mense uit te nooi, mense te help. Vir hoe lank in my eie kinderlewe het ek so gesmag na geloofsekerheid, maar die dominee, die leier het nooit vir my uitgenooi, uitgedaag, verduidelik. En ek wil sommer afsluit deur my kollega dominees. Ek is nou maar net 'n has-been dominee, so ek het nou nie meer daai geleentheid nie, ek vat dit sommer nou hier. Maar my kollega dominees, jy wat op die kansel staan, jy wat die voorreg het, jy wat die Bybel het, jy wat mense luister na jou, ook vir hulle uit te nooi, uit te daag, om geloofsekerheid te hê, en hulle te begelei op die pad vorentoe. Dis maar al wat ek wou sê, mag dit ook vir jou tot seën wees. Die Here seën jou, my liewe broer en liewe suster, deel sommer hierdie videoetjie met iemand wat jy dink dit ook nodig het. Dankie. Dalk stel jy tog belang om 'n bietjie meer oor die Mormoonse en ander kultiese godsdienste soos die Jehovah Getuies en ander te leer. Welkom om op ons WhatsApp groep daarby aan te sluit. Die link sal onder in die description box van die video wees. Wees geseënd en verkondig die evangelie en wees seker van jou verlossing in die Here Jesus.